Goeiedag en dis weer eens vir my 'n absolute voorreg om saam met jou te kan kuier hier in die program Mense en Hul Stories. Baie dankie vir jou wat elke week ingeskakel is. Baie dankie vir jou wat so pligsgetrou na hierdie video's kyk. Baie dankie ook vir die boodskappe wat deurkom wat sê Natasha, hierdie stories raak en hierdie stories heel ons ook as mens. Baie dankie vir jou wat ook het like en share met ander. Onthou jy weet nie wie het nodig om iemand se getuienis te hoor nie. Jy kan ons skryf ons YouTube kanaal Women After God's Own Heart. Jy kan ook vir ons op TikTok kry by Mense en Hul Stories en ook ons Facebook bladsy Mense en Hul Stories en ook my eie persoonlike Facebook bladsy Natasha Fick en ook Women After God's Own Heart. So ja, jy kan nie sê jy het dit gemis nie, want dis oral beskikbaar op alle platforme. Nou vandag het ek weer eens die voorreg om vir Suster Angie hier saam met my in die ateljee te hê. En as jy so 'n paar weke of paar maande terug begin volg het, Suster Angie is besig om haar volle lewensverhaal saam met ons te deel. En vandag is sy weer eens terug om verder haar storie met ons te deel. Goeiedag Suster Angie en goed om u weer eens hier saam met ons te kan hê. Goeiedag Natasha. Ja, dit is altyd so lekker om saam hier te wees. Yes, saam hier te sit. Ons moet net teen koffie kry. Dan gesels ons lekker. Suster Angie, ons het nou baie van die storie gehoor. Ons het nou baie gehoor van die storie, die opdraandes waardeur jy gegaan het. Maar die Here se genade was nog steeds genoeg vir u al die pad dat u vandag nog hier sit en nog kan getuig oor die goedheid van die Here en wat hy in die lewe kom doen het. Nou een gedeelte van u getuienis en ek weet dit is wat baie mense vir Suster Angie leer ken het. Ek het haar ook leer ken jare gelede, oor die 20 jaar gelede, toe ek ook net tot inkeer gekom het, het ek haar getuienis gehoor. Nooit het ek geweet dat ek gaan oorkant haar sit en haar storie ook kan deel saam met jou nie. Suster Angie, vertel ons 'n bietjie, wat is daardie getuienis, wat die groot getuienis wat die Here vir u kom deurdraai het? Ja, weer eens is dit vir my 'n voorreg luisteraars om vir u die getuie af te gee. Dis nie 'n maklike saak nie, maar reeds omdat 'n ware getuie red lewens en omdat daar so baie seer vroue is dit so noodsaaklik dat ons lewensverhaal, dit wat ons deurgemaak het in die lewe, vir ander te kan gee. Nou dit was op die 20ste Desember, Natasha 1990, preek ek by my werk op. Ek het by UCT gewerk aan die kant van Observatory. Ek preek daai dag by my werk op en my kinders voel, hulle wil op 'n vakansie gaan, maar hulle voel hulle wil Prins Albert toe gaan. Die Kaap lyk so pragtig soos wat hy hier lyk, maar hulle het gevoel hulle wil Prins Albert toe gaan. En ek het besluit, ek gaan hulle Prins Albert toe neem, maar die gedagte daar agter was, ek gaan hulle na my auntie toe neem in Prins Albert en dan gaan ek terugkom, want ek gaan oor die Kersgety werk, omdat ek die enigste broodwenner was. Maar dit was my gedagte wat ek wou doen, as ek maar net geweet het. Maar dit was daai môre, 11:15 het ek my motortjie begin laai. En ek het teruggegaan in die huis en ek moet die ander goedjies in die huis gaan haal. En toe ek in die voorkamer kom, sien ek my klein dogtertjie op haar knietjies sit by die koffietafel, busy with her mathematics, en ek vra, Elmarie, why don't you go play with the children outside? En Elmarie kyk na my en sy sê, Ma, you know what? I would like to tell you something, Ma, but I know you won't understand. En ek sê vir haar, Elmarie, but you can tell Mama, just maybe Mama will understand. Maar in die beweeg ek die gang af na my kamer, om die ander goed te gaan haal. En dis die berou wat ek in my hart het, en nog vandag. Ek dink ek het na die kamer gegaan en ek was so besig met die pak van 'n motor, dat ek nie aandag of baie aandag gegee het aan wat 'n klein 7-jarige dogtertjie my wou sê nie. En ek het in die kamer gekom en sy het agter my aangekom en sy het in hy kamer deur kom staan en
En weet jy, daar sekere beeldjies van jou kinders wat jy regtig, dit kan jare neem, jy kan dit hier uithaal nie. En dit is die beeldjie van haar, daar's so baie beeldjies van haar op beelde, wat ek in my verstand het, maar die een wat altyd oppop is, die manier sy in die kamer deurkom staan het, en sy het na my gekyk, en sy sê vir my, Mama, you know what, Ma? When I'm big, I would like to be a doctor. But the coming of the Lord, Ma, is too soon. En ek sê vir haar, ja, Marie, Ma, know the coming of the Lord is soon, but just maybe you will make it to be a doctor. En my dogtertjie het haar rug op my gedraai en terug die gang afgestap en vir my in die helfte van die gang terug gekyk en vir my gesê, Ma, I knew you wouldn't understand, but the coming of the Lord, Mama, is too soon. Wat my kleintjie my eintlik hierdie dag wil sê, it's Ma, today it's the last day with you, but I was so busy, and sometimes mothers, we are so busy. I was so busy, en ek het die goeders geneem, die ander goed, en my kleintjie teruggegaan in die voorkamer in, en ek het die ander goed gaan neem, en ek het die motor klaar gelaai, en ek het daai oggend van my huis af weggery, met 5 kinders, ek het met al 5 kinders, in die kar geklim, en ons het van die huis af weggery, en van die huis af sê die kinders van my, ons moet na Mammy toe gaan, en ons moet vir Mammy gaan kopai sê, en ek het die oggend na my Mammy het nie baie ver van my afgebly nie, en ek het die oggend na my ouer huis gery, en toe ek daar kom het ek die draaifooi opgetrek, en die motor afgeskakel, en die kinders het uitgeklim, en die oggend, toe die kinders die motor uitklim, en ek hulle so agterna, ek dink God het vir my die wonderlikste skepping gegee, dat's niks mooier as 'n kind nie, daar moet kindertjies na gekyk word, hulle moet waardeer word. Ek het, toe hulle so in by die huis van my ma ingaan, het Angelo en Guillermo het altyd eners aangetrek, en Elmarie en Landy, en ek en Carol, het hy dag ook eners aangehad, en ons is by my ma se deur, en ek kan nou dink wat 'n prentjie by my ma se deur moes ingaan, en ons het by my Mammy gekom, en vir Mammy gesê, Mammy, ons gaan Prins Albert toe, en Mammy moet ons op die pad sit, en my ma het vir ons gebid, en nadat my ma gebid het, is ons daar by my ma se huis uit, en ons het weer in die motortjie van my ingeklim, en ek ry die oggend van my ma se huis af, as ek maar net geweet het, ek dink 'n mens hoor altyd die goed, en jy sien die goed op die televisies en goed, maar dan dink jy nou uit, dit kan met jou ook gebeur nie. Ek het die oggend van my ma se huis af gery, en ek kom op die R300, en van die R300 af, toe ek op die N1 klim, toe stop ek weer daar langs die pad, en ek sê vir die kinders, kom ons nooi die Here weer saam met ons, en ons het weer daar gesit en bid, en ek het die Here gevra om saam met ons te gaan, en toe klaar gebid, en in die wat ek bid, het my 19-jarige dogter, sy was eintlik die dogter van my suster, wat ek aangeneem het as my eie, en sy het in die motor saamgestem, en sy het vir die Here gesê, Here, as u besluit om vanaand te kom, laat my net gereed wees, om saam met u te gaan. Ek kon die dag nie verstaan nie, ek dink 'n mens verstaan as jy sulke tye nie, en ek het nadat ons gebid het, ek my motortjie aangeskakel weer, en ek ry daar weg op die N1, en ons kom op Lensburg,
En die kinders vra, mamma, wanneer gaan mamma stop? Wanneer gaan ons eet? En ek sê vir hulle, mamma gaan nie voor langs die pad, gaan mamma stop en daar gaan ons eet, ons gaan alles doen. Maar weer eens was dit my gedagte, wat ek wou doen, as ek maar net geweet het. En ek het gery en ek het gedink, ek het 'n tafellaken gesit, ek het die beste padkos ingehaal, wat my sak my kon pas, en voorlangs die pad gaan ek daar sit, en ons gaan eet, ons gaan daar alles doen, en maar wat was my gedagte? Dis so 50 kilometer uit Lynsburg uit, sing my kinders hierdie lied, hulle sing, Mama, I don't want no peanut butter or jelly, I want my soul to be saved. En terwyl my kinders so sing, praat die Here met my, en die Here vra vir my, Angeline, vir wie is jy die liefste van jou kinders, jou God of hierdie motor wat jy ry? En ek sê vir die Here, onthou jy, ek was 'n klein dogtertjie, toe ek U in my lewe aangeneem het as die nommer 1. En my kinders sing die lied, I don't want no peanut butter or jelly. En ek hoor 2 harde slae agter mekaar. Ek het nie geweet wat dit was nie, maar my motortjie begin swenk van die een kant van die pad na die ander kant van die pad. Ek het alles in my mense vermoë geprobeer om hierdie motor in die pad te hou, maar die voor my kom daar 'n rooi motor aangery, en daai kar kom so vinnig aan. As ek vandag vir die moet skat, moet ek vir die sê, die motor kom aan op 'n spoed van 180, en hier is ek in sy baan. Here, vandag gaan al hierdie mense saam met ons sterwe, en ek vat my motortjie en ek bring hom terug na my kant toe. Ek het nie geweet die bande toe kruis gebarsie, en toe kan my kant kom, toe raak die voorste band wat nog styf was, die grys, en hierdie motor begin rol. Ek weet, ek het nog laas my kleintjies geskree. Ek het hulle geskree en belig, kom ons wees onder die bloed van die Here. En hy motor begin rol, hy motor rol asof die wind hom vaai. Ek het so 'n spoed van 90 gery, en ek gaan hier af, hy gaan nou oor die draad langs die pad, en hy land op sy dak, en ek staan op my kop, en heb mense gestop, en die man en wie ek amper gery het gestop, en hy dan my na die draad toe geskree, is daar iemand wat lewe, en ek kon na hom toe terugskree, ek lewe, maar het sal nie verlang wees nie, want hierdie safety belt is besig om die lewe uit my uit te druk, en hy man kom en hy sny die safety belt van my af los, en hy sê, mevroukie, ek is so jammer, ek sal hier kan bly nie, ek sal moet gaan om hulp te gaan soek, en hy man los my daar, en ek probeer om uit hierdie motor uit te kom, en ek vind ek kan nie, want my 2 bene sit vas, alles hier rondom my is doodstil. Waar is my kinders, Here? Wat het van my kinders geword? 'n kwartier terug het U my gevra wie ek die liefste het, en ek het gesê, dis U. Sien my nou, Here, sien my. Ek het my bene losgewakkel, en ek het myself omgegooi, en ek sit in 'n posisie, en ek is langs hierdie motor, ek sit daar langs die draad, alles rondom my is doodstil. Waar is my kinders, Here? Wat het van my kinders geword? En weet jy wat, op 'n oomblik, soos dat, dan voel het vir ons, onze God het ons verlaat. Yes. Die Here voel op 'n oomblik vir ons so ver, maar dit is eintlik op
daai oomblik wat die Here die naaste aan ons is. En dat mense gekom en hulle het gestop en hulle het my gehelp om aan die ander kant van die draad te kom. En toe ek aan die ander kant van die draad kom en hulle my los, toe vind ek kan my bene nie gebruik nie. Ek kan op my 2 bene nie staan nie. Maar die hart van 'n mamma, dit roep na haar kindertjies. En ek sak in mekaar terwyl die bloed uit my bene uitstroom en sak ek en ek begin kruip en die bossies krap my en die klippe steek my. Maar 'n mamma het nog nooit haar eie pyn gevoel nie. 'n Mamma voel die pyn van haar kinders. En toe ek so eentjie van die draad afgekruip kom, kry ek vir Angelo. En toe ek op Angelo sy gesig afkyk, toe lê die hart by sy mond uit. Hy het dit gemaak nie. En al wat ek op hy oomblik vir my seentjie kon doen, was om hom toe te maak. Angelo, ek gaan daar verby. En 'n eentjie van Angelo af, kry ek vir Elmarie lê. Die Elmarie was my anderste kindjie van my kinders. Mamas het baie kinders sal weet wat ek bedoel as ek sê anders. Elmarie was die enetjie wat altyd rondom my was. Wanneer die ander kinders buite gaan speel het, dan was sy daar rondom my. Wanneer sy van die preschool afgekom het, en het sy vir my gesê, "Ma, come sit down, I want to sit on your lap." Wanneer ek gesit het, en het sy op my skoot geklouter en my mollige armpies het sy om my nek gegooi, en dan het sy my gesoen en met my gesê, "Ma, when I'm big, I want to be just like you." Maar die dag, mis my dogtertjie, eers toe hy motor het geval het sy 'n lang pak swart haar gehad, ergens, en hy motor het haar vasgehaak, en haar kopvelletjie van haar afgetrek, en die motor het oor haar gerol, en hy armpies het altyd om my nek, was het die gebreek langs in haar gelê. En al wat ek die Here kon vra was, Here, U wat dit toegelaat het, Here, help my om hier deur te kom. O, Here Jesus. Yes, Lord. Ek kan met my kleintjie net toe maak. En 'n eentjie van my af, hoor ek 'n geluidige kerm, en hoop kom op in my. Want dis 'n kind van my wat lewe. En so vinnig, as wat my 2 stuk in 'n knie my kon dra, as ek my tot daar, en toe ek daar kom, is dit my seun Guillermo. Hy was toe maar net 10 jaar oud, en ek pik by sy oortjie, terwyl die bloed by sy hoof uitstroom, pik ek by sy oortjie, en ek sê vir hom, Guillermo, mamma weet nie of jy kan hoor nie, maar almal hier rondom ons lê dood, my kind, terwyl jy lewe, vry om hy om aan die lewe vas te klou. Mamma sien nie kans om alleen deur die lewe te gaan nie. Klou vas, my kind. Het was verskriklik warm, het was 5:20. Terwyl my man my 'n paar jaar voor dit, het hy my gelos, het die kans gesien met 'n vrou en die 5 kinders nie. My man het uitgestap, maar die Here het nooit uitgestap nie. Voor my sien ek 'n blanke man sit. En toe ek by hom kom, toe sit 'n blanke man, 'n
van Transvaal wat onderweg was na Kaapstad en hy sit daar by my baba dogtertjie wat toe maar net 5 jaar oud was. En ek vra dokter, lewe my kindjie nog? Mami, sy lewe nog. Maar ek gee haar nog 5 minute om te lewe. Dokter, kan ek haar nie optel nie? Hy sê, nee mami, jy kan nie. Omdat ek nog al haar beserings ken nie. Ek mis vir Landie los, my babietjie los in die sorg van dokter. Want ek het nou 4 van my kinders gekry. Maar iewers lê my oudste kind nog. En daar waar die motor oor die draad gegaan het, daar het Carol uitgeval. En dieselfde wat met Angelo gebeur het met haar hoof het haar teen die klip gekap en haar harsings het by haar mond uitgespring. Maar toe so op Carol se gesig afkyk, jong mense, toe sê na Carol is na Jesus toe. Carol is die rede waarom ek vandag so lief is vir jong mense. Ek wil vir julle sê, jong mense, Carol het saam met my die Here gedien. Carol was die een as ek baie daar so frustrated was, want as ek gepay het deur die maand was alles alright, maar as ek eers gepay het, dan was alles in mekaar, want my salaris is net genoeg om my huis, ligte water, dat ek niks oor gehad nie. En dan was daar Saterdag, en sit ek net met 'n rand in my beursie. Ek het 'n rand se aardappels koop. En steam ek 'n aardappel in soutwater, eet ons aardappel. Die skille moes ek bære. Vanaand gaan ek en my kinders aardappelskille eet, terwyl hulle pa vir iemand anders, 'n ander man se kinders gewerk het. Moes myne aardappelskille eet. Carol was altyd die een wat vir my gesê het, hou aan, ek is amper klaar. Ek moes die dag vir Carol toemaak en terugkom. Ek terugkom by dokter, vra ek vir dokter, lewe my kindjie nog? Hy sê, mami, ek is so jammer, ek gee haar nog 3 minute. In die geval, dokter, gaan ek my kleintjie optel. Want as sy vandag in my 2 arms gaan sterwe, gaan dit vir my 'n troos wees. En 2 manne weeskante van my gestaan en ek vra, meneer, wil julle my nie help nie? Dat ek net opkom, dat ek net op my 2 bene kan staan. En toe die manne my oplig, toe plaas ek my 2 bene by mekaar en ek kyk na my God. Here, alles in die laaste keer wat ek op hierdie 2 bene van my staan, laat my toe om te staan, Here. En my God laat my toe om te staan. En dokter vat my dogtertjie en hy lê haar hier in my arms neer. Te staan met haar in my arms, lei die Here my in sy woord, en die Here wys my dat Jairus se dogtertjie was dood, en dat die Here was in staat om Jairus se dooie dogter lewendig te maak. Ek staan hier met 'n dogtertjie in my arms, en daar is nog 3 minute se lewe oor in haar, en die Here sê, alles wat jy nou vra, in my naam gaan ek vir jou gee. Ek sê vir die Here, gee my dogtertjie aan my terug, en hulle vat vir my en my babietjie sit ons in die kombi van dokter, en die dokter het agtergebly met ander kindertjies te ondersoek, en die dokter se vrou sit met Jolande se pols in haar hand, en kyk sy my, dan sê sy vir my, mami, ek is jammer, sy gaan nie maak nie, maar as ek haar kyk, dan sê ek, sy gaan dit maak, want my God het gebeloof, sy gaan dit maak, alles wat ek vra. Amen. Magtige Here, dit was 'n 3/4 uur daarna, toe kom die ambulance van Lynsburg Hospitaal, en hulle vat my en my 2 kindertjies wat lewe. Suster Angie, kan ons net daar gou stop toe? Ons tyd het uitgehardloop, ek wil nie, Suster Angie moet met die volgende gedeelte begin, om dit af te kap nie. So volgende week, wanneer ons terugkom, gaan Suster Angie Anema storie te vertel. En ek kyk na Suster Angie, ek luister na,
En jy sal wonder, dit is oor die 20 jaar gelede. 33 jaar gelede, Ja. sjoe, wat dit gebeur het. En soos jy kan sien, 'n mamma, ja, 'n mamma kom regtig nie oor die dood van haar kinders nie. Alles het hoeveel jaar na die tyd. Want dis 'n gedeelte van haar wat sy verloor het. Suster Angie, mag die Here u ryklik seën. Mag die Here u ryklik seën. Dankie vir jou wat ingeskakel is. Suster Angie het ook 'n nuwe boek van haar, Die Liefde van God, 'n Job se pad. As jy baie graag 'n kopie van hierdie boek wil hê, kan jy gerus vir ons 'n boodskap stuur. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Volgende week selfde tyd, selfde plek. Baie dankie.